Geliefdes, goeiemôre. Dit is heerlik om saam met elkeen van u vanoggend hier te kan wees in die teenwoordigheid van die Here en van mekaar, sodat ons die Here se stem sal kan hoor en beweeg sal word deur sy Gees. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit Jesaja 5 vers 1 tot 7, as jy dit so lank wil opsoek. Voor ons gaan saam lees, kom ons bid eers saam. O Here, U is die vrygewige gewer, wat oor ons U oorvloedige seëninge uitstort, sonder maat oor U hele skepping. Leer ons om soos U vrygewig te wees, sodat die vrug van ons gees en die werk van ons hande gebruik kan word tot die opbou van U ryk en van U seën. Here, dankie dat ons kan weet U is hier. Dankie dat ons kan hoor U maak alles nuut, selfs in ons. U gee 'n nuwe begin, 'n oorbegin. In U genade, U oneindige genade, kan ons vanoggend kom sit en ons kan daarin vreugde vind, vrede vind, rus kry. En vanuit dit kan ons weer vorentoe beweeg. Dankie Here dat ons ook nou uit U woord uit kan lees. Maak dit stil en rustig in ons harte, sodat ons kan hoor wat hierdie ou verhaal vanoggend vir elkeen van ons wil vertel. Dankie dat ons dit kan vra in U naam alleen. Amen. Jesaja 5 vers 1 tot 7. Ek wil sing oor hom wat ek lief het, ek wil sy liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klipper verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskyp uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot niet maak. Ek sal hom nie meer geskoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur die doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën, die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar is net onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulp geroep van die verontregtes. Wat 'n interessante gedeelte om saam te lees. Daar is hierdie twee beelde in Jesaja wat nou sterk na vore kom, wat nou nie vir enige van ons vanoggend vreemd is nie. Die beeld van 'n wingerd wat opgepas word, nou omgesien word, 'n wingerd wat bewerk word en wat baie hoop gevestig het vir 'n goeie oes. En dan is daar hierdie gedeelte wat nou gebeur dat dit half amper, dit gaan suid, dit gaan suur. En dan kom daar verskriklike straf oor hierdie mense uitgespreek in 'n sekere sin. Die storie begin baie positief. Dis 'n storie van 'n wingerd, van topgehalte. Nou 'n wingerd is 'n storie om te onderhou. Dit is nie iets wat ligtelik opgeneem kan word nie. Wingerde was al reeds in die antieke wêreld 'n baie bekende gesig. Nou om 'n wingerd uit te lê, om tot stand te bring sodat vir jou kan druiwe produseer, dit was rugbreekwerk. Die eienaar moes 'n blootgestelde heuwel kies, en dan moes hy die grond bewerk en van die klippe ontslaa raak. Dis nodig om die klippe konstant uit te haal. Kalksteen wat in vrugbare grond lê, lewer groot hoeveelheid klippe op en dit moet jaar na jaar uitgehaal word. Die klippe is dan rondom die skoongemaakte stuk grond gebou, die veld gepak, dit hou diere uit. Die klippe wat oorbly word gebruik om 'n wagtoring te bou. Nou voor die bou van die wagtoring sou die wingerde eers geplant word. Na die wingerde geplant is, was daar 'n periode van omtrent 2 jaar voor die eerste druiwe gepluk sou kon word.
Gedurende hierdie tyd is ander werkies gedoen. Die klipmuur is versterk, die wagtoring is gebou, die fasiliteite vir die oes en die pars van die wyn word dan voorberei. Hierdie fasiliteite het gewoonlik bestaan uit 2 parsskype wat uit rots gekap is, een bo aan die ander een verbind met 'n trog. Die onderste parsskyp is vir die uitdruk van die druiwe gebruik, terwyl die boonste een gebruik is vir die druiwesap, wat dan uit die boonste een gevloei het. Dis 'n hele mond vol van dinge wat hier sou gebeur het vir 'n wingerd om nou uiteindelik so te kan lyk. So wat beteken dit? Dit sê vir ons onmiddellik iets van 'n eienaar se verbintenis, 'n toewyding om van hierdie bedryf 'n sukses te maak. Jou toewyding was verskriklik belangrik geweest. Die eienaar het al hierdie werk gedoen met die verwagting dat goeie druiwe nou sal voortkom. En in 'n sekere sin begin hierdie gedeelte van ons vanoggend soos 'n gelykenis. Dit gaan oor 'n verhaal oor God en sy volk. Die eienaar is God en hy's die geliefde. Dit is baie mooi dat dit is hoe hierdie gedeelte begin. Dit klink amper soos 'n hooglied gedeelte, my geliefde. Dit dra eintlik 'n gevoel van intimiteit oor. Liefde is deel van wie God is. Dit bly so, maak nie saak wat nie. Selfs al lees ons hier op die ou ene van 'n God wat kwaad word, verskoon my, is die verhouding se ontstaan, die verhouding se kern, die staanspoor van waar alles begin, liefde. Israel is deur die geliefde gekies. Hulle is as mense van waarde geag. Hulle is 'n land met vrugbare grond. Hulle is vol moontlikhede vir 'n wingerd om mooi te ontwikkel. En dan is die verhouding tussen die eienaar en sy lande goed. Dis mooi. Die eienaar is regtig lief vir sy wingerd. Hy werk hard daaraan. Hy het net die beste bedoelings vir hulle toekoms. Hy wil sorg dat dit wat hy insit, hulle laat groei, laat ontwikkel. Ek sê weer, dis harde werk, rugbreek werk. Dit beteken konstante plant en skoonmaak en voorberei, alles om 'n goeie oes te kry. Ons word genooi hier om te dink wat dit alles vat van 'n eienaar vir sy grond. Die volk, soos ek sê, word vergelyk met hierdie wingerd, waaraan baie aandag en tyd gegee is. En dan kom daar 'n verandering. Die eienaar word ontsteld, erg ontsteld, want hierdie harde werk van hom, dit gaan nie vrugte gee nie. Dit lyk asof al hierdie hoop wat op hierdie wingerd geplaas is, verniet was. Dis asof hierdie genadige, liefdevolle, trou, hierdie vormingswerk wat daar was, asof dit iets is wat seer kry. Ten spyte van dat God alles probeer doen het om aan hulle te leer, hoe om reg te lewe, hoe om goeie, gesonde vrugte voort te bring, is daar nou hierdie gevolg en dit klink amper soos 'n hofgeding. Word hierdie ontstellende ellende eintlik aan die mense gestel. Want hierdie volgende gedeelte het niks goeie nuus nie. Daar's nie sprake van redding nie. God was lief vir die wingerd, hy het gehoop op 'n oes, maar nou is daar net oordeel en vernietiging oor. Die gevolge vir die menslike onreg is verbuisterend. Maar nou is hier 'n God wat gaan straf. En hierdie God gaan self die straf uitdeel. Die geliefde word nou die vyand. Wat presies gebeur hier? Al die moeite wat in die wingerd ingegaan het, was te vergeefs, want hulle dra wilde vye. Wilde vye mag dalk mooi lyk, maar in 'n werklikheid is dit eintlik 'n giftige bessie wat bitter smaak en sleg ruik. En dan kom die klagstaat. Nou is die profeet nie meer aan die woord nie, nou is God self aan die woord. Dis asof God nou self die mikrofoon vat en sê, wat gaan nou hier aan? Die inwoners van Jerusalem, manne van Juda, word veroordeel. En die bevinding is heel voor die hand liggend. Die boer, die een wat die wingerd so sorgvuldig versorg het, wou niks meer met die wingerd te doen hê nie. Die volk is skuldig. Skuldig aan 'n hele string goed. As ons na die res van hoofstuk 7 sou gaan kyk het, dan sal ons al die goed sien wat Israel verkeerd doen. Armes se huise en grond word ontneem.
Ons oorgawe aan losbandigheid, immoraliteit, pleeg van bedrog, misbruik van krag, steun op eie krag, allerlei slegte goed wat gedoen word en dan as goed gemaak word, goeie goed wat sleg gemaak word, eie geregtigheid, eie wysheid wat bo 2 en 4, dit gaan aan en aan en aan. En wie se skuld is dit alles? Die mens en sy eie onvermoë, sy eie ondeurdagte optredes, mense wat so maklik sleg doen, verkeerd doen, onregverdig doen. Mense sou maklik kan sê, ons doen dit ook baie keer, dis eerder iemand anders se skuld. Maar in hierdie geval, wat ons hier lees, is die volk skuldig. Nou natuurlik sal mense wil hê, okay Leonie, ons hoor, maar die preek moet nou draai, nê? Wat is nou volgende? Wat gebeur nou hierna? Elke storie eindig mos nou gelukkig. Wat is die gelukkige einde van hierdie hoofstuk? Maar wat van ons dink het gou vir 'n oomblik of 3 oor wat nou hier afgespeel het? Hierdie positiewe begin wat in ellende omgesit is in die straf wat op mense gekom het. Soos ek in die afkondigings ook vroeër in die week gesê het, hofverrigtinge is nou vir niemand van ons iets vreemd nie. Hofverrigtinge soos ons dit lees in hierdie verhaal, is ook nie vreemd nie. Daar's iets positief, daar kom ellende en dan is daar straf. Ons land loop oor van stories waar dit gebeur. Mense se onvermoë om by reëls te hou, ons koerante is vol van mense se stories, se onvermoë om te respekteer, lief te hê of ander mense net eenvoudig uit te los. Ons wêreldnuus gaan elke dag omtrent daaroor. Mense wat mekaar doodmaak en onderdruk en uitbuit en verniel, dis nie vir ons enige nuus nie. Baie keer is hierdie stories van mense wat baie hard probeer om die skuld vir iemand anders te gee, om hulle self te veronskuldig, om mooi praatjies te praat. En dan baie keer in die kruisverhoor, dan kom die waarheid eenvoudig uit. Miskien was ek die probleem, ek was die probleem. Mense in hulle vrye eie keuses kom uit as die een wat die skuldige is. En dan, soos wat die verrigtinge dan aangaan, in 'n hof kom daar 'n vonnis. In hierdie verhaal is die gevolg, die beskerming wat nou gaan verdwyn. Die omsien van die lande wat nou verby is. Die heining weg. Die natuur sal sy gang gaan met die wingerd. Iemand gaan gestraf word vir die onreg. Iemand gaan die oordeel kry. En ons weet, ons lees hierdie as 'n gelykenis, en ons moet 'n gedagte hou, selfs al is daar raakpunte, dat hierdie geskryf is vir mense in 'n baie spesifieke tyd, met baie spesifieke gebeure rondom hulle. Maar ons kan ons in hierdie emosies inleef. Ons hoor hoe Jesaja sê die oordeel gaan nou kom. Die eienaar van die wingerd het alles moontlik gedoen vir 'n goeie oes, die beste plek gekies, die grond voorberei, en nou is daar wilde, letterlik stink goed. Vers 4 en 2. Nou geliefdes, hoe God hier uitgebeeld word is natuurlik belangrik. Van al die feit dat dit waarop God gehoop het, dit wat hy verwag het, nie gebeur het nie. Met ander woorde wat hierdie gedeelte vir ons sê, God waarborg nie outomaties mense se uitkoms nie. Mense kry vrye keuses. En dit veroorsaak dat die einde van die verhaal soms anders is as verwag. Anders is as dit wat ons gehoop het. Soos enige ware verhouding staat maak op vrye keuses. Dit kan nie anders nie. Dit moet so wees. In verhouding moet elkeen vrye keuses kan hê om te doen wat hulle dink. En wanneer mense die vryheid het om te kan kies om te doen wat hulle dink, kan dinge verkeerd gaan en gaan dit baie keer verkeerd. En daarom is God se straf nie altyd op verkeerde dade nie. Dis nie noodwendig iets wat hy wil doen om dade te straf nie. Nee, oordeel is eerder 'n stel vernietigende nagevolge wat voortvloei vanuit mense se eie keuses. Ek sê weer, dit wat baie keer gesien word as God se straf op mense, is bloot die nadraai van ons onvermoë om volgens die reëls te leef, om te doen wat God wil. Ek sê weer, ons gaan by 'n silwer randjie uitkom, ons sal. Kom ons bly net in hierdie oomblik vir 'n
rukkie langer. Ek lees in die week, ons wil so maklike antwoorde hê. Ons wil halfhartige response gee, sodat ons net uit die ongemak van sekere situasies kan kom. Maar in hierdie gelykenis is daar ongemak van mense se onvermoë, mense se geleentheid om wil in hulle eie hande te neem en eie keuses te maak, soms sonder nadenke, soms met baie nadenke en groot inspanning. Maak ons keuses en doen ons goed met verrykende gevolge. Ek sê weer, ons sien dit oral rondom ons, die wêreld, ons land, koerante, die nuus, propvol stories van mense wat kies om seer te maak en te verneder en te verkleineer, leed aan te doen, eie gewin na te streef, en dan met die nagevolge daarvan te moet saamleef. En Jesaja is die nagevolge 'n God wat nie meer voorsien nie, wat nie meer naby gaan voel nie. In ons midde kan ons presies dieselfde ervaar. Maak ons reg, bou ons voort, staan ons op vir geregtigheid, vryheid en vrede. Is ons deel van die oplossing, deel van die probleem, is ons draadsitters, hoor ons mense se trane, wat doen ons dan? Hoor ons seer, wat doen ons daarmee? Wat maak ons met ons eie vrye keuses? Wat kies ons om met dit te wees? Die silwerrandjie natuurlik is, nie net dien ons 'n God van liefde nie, nie net dien ons iemand wat vanuit liefde leef nie, iemand wat nie kwaad bly nie, wat nie wegdraai en wegloop nie, maar wat in 'n liefdevolle verhouding met ons staan, wil staan en altyd sal staan. Ons het ook 'n voorbeeld van hoe ons wel met ons eie vrye keuses moet leef. Ons het iemand wat sê, ons lees dit die hele Nuwe Testament vol, Jesus het gekom om die oordeel op hom te neem. Dis wat hierdie verhaal soveel anders sou lees as ons dit vandag in ons konteks lees. Dis wat hierdie Jesaja verhaal anders sou maak as dit vandag geskryf is. Ons het iemand wat fisies kom wys het, hoe lyk 'n lewe wat leef uit liefde? Hoe lyk 'n lewe wat geleef word, nie verwyderd van God se genade en omgee en liefde nie? Jesus is die een wat die alternatiewe leringe vir die sosiale standaard van die tyd kom wys het. Wat nie weggedraai het nie, wat nie weggekyk het nie, maar wat mense gesien het en waardeer het en liefgehad het. Daardie Jesus kom wys vir ons die alternatief vir 'n dag soos vandag. En dis nie net iets wat ons kan kies nie, dis nie net iets waarvoor ons kan ja sê nie, dis iets wat ons moet leef. In hierdie stikkende wêreld gaan ons natuurlik soms voel, maar wat 'n verskil gaan dit maak? Hoe kan ek al ewig aanhou om die alternatief te wees? Die korrupsie is te veel, die seer is te groot, die onreg is te veel. Natuurlik kan ons dit wil doen. Kan ons kies om ons oë eerder te wil toemaak en weg te kyk en nie te hoor nie en nie te sien nie en eerder maar net uit dit uit te bly. Of ons kan kies om stukkies van die hemel aarde toe te bring. Ons kan kies om vyande lief te hê en die wat treur te troos. Ons kan kies om die pad van liefde te loop en weer te probeer, sou ons sukkel en struikel en val van moedeloosheid. Ons moet kies om die alternatief te wees en te bly. Al word ons moeg, al is ons in die minderheid, dit is waarvoor ons moet ja sê. Dit is die waarheid waarin ons moet en kan leef. En ons weet ons het 'n God wat sê, ek staan konstant in 'n verhouding met jou. Ek help jou, ek maak jou sterk. Meer as dit, weet, jy het my liefde, jy het my genade, jy het my vrede. Weet, ek sal aanhou omsien na jou. Jesus het dit kom wys. Hy het die dood oorwin. Die graf is leeg, die pad tussen ons en God is oop, nou en vir altyd. Mag ons werklik waar krag kry, genade kry, wysheid kry, van wat om te doen met ons eie vrye keuses. Mag ons wysheid kry om te wees wie Jesus ons geroep het, 'n pad van liefde, geregtigheid, vrede.
Mag ons nie wegkyk en omdraai en oë toeknyp en sê ons is te besig of te swak of te klein of te jonk of te oud nie, maar mag ons aanhou wees die alternatief wat Jesus ons geroep het om te wees in hierdie wêreld, in hierdie tyd, in 'n dag soos vandag. Amen. Kom ons word net vir 'n paar oomblikke stil.